Vandag vertel juffrou Ingrid Venter van Oudefontein se laerskool vir ons die volgende verhaal. Een agtermiddag het die hoof my gevra om die ou stofbedekte stoor agter die skoolsaal se toneellokaal te gaan uitsorteer. Ek het geweet dit gaan 'n stofvreter van 'n taak wees. Maar 'n mens verwag spookagtige poppe of vergete trofee, nie 'n dossier oor 'n kind wat lank voor my tyd hier was nie. Heel onder, agter 'n stapel vergeelde koerante, het ek 'n klein houtkussie gevind. Op die deksel was duidelik geskryf, in ou tikmasjienletters: amptelik, skoolinspekteur ondersoek, idiome. Ek het gedink dis 'n grap, of dalk net een van daardie vervelige onderwysersverslae, of dalk 'n ou toneelstuk. Maar toe ek die kussie oopmaak, was daar 'n dossier binne. En binne in die dossier lê die storie van L.D. Joubert, destyds net bekend as daai probleemkind. Ons begin op 'n sonnige Woensdag in die klaskamer van standaard 3 op Oudefontein Laerskool. Die houtvloere kraak, die inkpotte is leeg, en die muisneste bo in die kas is stiller as die kinders. Juffrou Botha staan voor die klas met 'n bord kruit en 'n plan. Vandag, sê sy, gaan sy toets of hulle idiome verstaan. Skryf enige 6 Afrikaanse idiome, kinders, sê sy streng. Net die idiome self. Jy hoef niks te verduidelik nie, dis al. Klein L.D. trek sy kop skuins. Hy hou nie van vaar-opdragte nie. Hy skryf. Nommer 1. Die aap by die moulaat. Dis wanneer 'n ou iemand se troetelaap per ongeluk in die kerk loslaat en hy begin psalms sing. Nommer 2. Die koel is deur die kerk. Dis wanneer iemand per ongeluk met 'n windbuks in die rigting van die kerk skiet en die dominee moet buig. Nommer 3. Ou koeie uit die sloot grawe. Dis wanneer jy probeer bewys dat jou buurman jou koei gesteel het, maar jy het net 'n graaf en 'n vermoede. Nommer 4. Brood in die sweet van jou aangesig eet. Dis hoekom ek my toebroodjies in die koelkas hou. Ek sweet baie. Nommer 5. Die kat aan die stert beet hê. Ek het hom beet gekry, ja, maar toe draai hy om en vra waarvoor ek nie voorbereid was nie. Nommer 6. Die kalf is in die put. Ek het probeer help, maar toe val ek agterna in, en toes ons albei nat, kwaad en laat vir aandete. Toe sy die toetsmerkery doen, het juffrou Botha rooi kolle uitgeslaan van woede. Sy het klein L.D. dadelik 0 gegee. Jy spot met Afrikaans, het sy gesê. Jy het nie een van die betekenisse reg nie. L.D. het sy kop gelig. Maar juffrou het gesê ons moet skryf, nie verduidelik nie. Hy het in 'n kinderlike, effens skaamtoon bygevoeg. Ek het gehoop
Ek kan dalk my eie betekenisse byvoeg. Ek het gedink, juffrou sou trots wees op my. Sy het 'n nota geskryf en dit vir Frik van Niekerk, die hoofprefek, gegee, om dit by die hoof af te lewer. Frik het vir LD in die gang gevra wat dit is. En LD het net gesê, dit is 'n beginselsaak. Gaan gee dit oor aan die hoof. Die hoof het besluit om by die juffrou te staan. Frik het hom kom vertel. Die hoof sê, jy het die onderwyseres probeer verneder. Dis ongeskik. Dan sal ek moet verder gaan, het LD gesê. Die volgende maandag was LD nie in die klas nie. Hy het by die biblioteek gesit en naslaanwerk gedoen. Koos Kappie sê, hy het 2 uur lank in die skoolgrondwet gesoek. En toe uitgespring en gesê, artikel 14b, in geval van 'n finale dissiplinêre verskil, waar die leerling of sy ouers of wettige voog nie saamstem met die beslissing van die skoolhoof nie, het hulle die reg om aansoek te doen om 'n formele ondersoek deur die distrik skoolinspekteur. Teen Woensdag het LD sy brief getik op sy pa se ou tikmasjien. Dit in 'n bruin koevert gesit en self gepos by die poskantoor op die dorp. Hy het dit aan die distrikskantoor gestuur. Posbus 271, Oudtshoorn. 'n Paar dae later het die distrik skoolinspekteur die skoolhoof geskakel en gesê hy sou persoonlik kom ondersoek instel. 2 weke later het die distrik skoolinspekteur opgedaag in 'n motor met 'n vlaggie. Ek het lank na die kussie gestaan en kyk, voor ek verder gelees het. Daar, in rooi stempelink, was dit duidelik aangedui, afgehandel. Skoolinspekteur H.J. Lombard. Maar, dis nie die stempel wat my laat sidder het nie. Dis die bladsye daaronder. Getik, gestempel, en die res met die hand ingevul. Die detail van wat later net bekend sou staan as die idiome insident van standaard 3. Toe die distrik skoolinspekteur, meneer H.J. Lombard, op die skoolse terrein aankom, het die hele personeelkamer gelyk soos 'n eerste span wat sopas 'n belangrike rugbywedstryd verloor het. Ek was toe nog nie daar nie. Maar ek het later gehoor van die gespanne gesigte, die spoggerige blou Ford met die vlaggie voorop, en die dramatiese manier waarop die inspekteur net bot gesê het, bring vir my die hoof, die onderwyseres en die seun. Die verhoor het plaasgevind in die hoof se kantoor. 'n werklike verhoor, so het dit in die dokumente gestaan. Die skoolhoof was meneer van der Vyver. Die kinders het hom agter sy rug 'n bok genoem. En die skoolhoof moes aan die een kant sit, juffrou Botha aan die ander kant, en klein LD, voetjies wat hang net bo die vloer, sy kruisbandjies styf vas, reg in die middel. Frik van Niekerk, toe hoofprefek, het by die deur gestaan, pen en papier in die hand. Hy het gesê, ek is net hier vir rekord doeleindes. Maar almal het geweet, hy het gekom om seker te maak, LD kry wat hom toekom. 'n les.
LD het die inspekteur begin. Is dit waar dat jy die idiome korrek neergeskryf het, maar met onkonvensionele verklarings? LD: Meneer, ek het geskryf wat ek weet. En juffrou het gesê, skryf 6 idiome. Ek het nie geweet, ek moes almal se gevoelens daarmee spaar nie. Die hoof het ingespring. Hy's manipulerend, meneer Lombard. Hy weet altyd net genoeg om die sisteem aan te vat. En jy, juffrou Botha? Het die inspekteur sag gevra. Sy het lank stil gebly. Toe sê sy, ek wou hulle net toets op idiome. Ek het nie gedink ek moet spesifiseer wat ek met idiome bedoel nie. En toe, sagter, miskien het ek onduidelik geformuleer. Miskien. En daar, volgens Frik se aantekeninge, het sy dadelik tranerig begin raak en gevra om tydelik van idiome onderrig onthef te word. 'n handgeskrewe nota bewaar dit in die leer. Aanvaar, wag op haar herstel. Meneer Lombard het die toets voor almal oopgesit. Hy het elke idioom neergeskryf op die bord. En toe is al die klaskinders ingeroep en elkeen is met die lys afgevra. Is dit 'n geldige idioom? Hulle het ingestem. Ja. 6 uit 6. Hy het toe gesê, volgens die instruksies van die toets, het hierdie seun 6 idiome korrek neergeskryf. Die puntetoekenning moet dus herroep word. Volpunte word aan LD Joubert toegeken. 100%. Daar was 'n stilte. Die hoof het nie opgestaan nie. Net in sy stoel bly sit. Sy oë gefokus op niks. Van daardie dag af het hy LD nooit weer aangespreek nie. Nie vir huiswerk nie, nie vir stilte, nie vir enigiets nie. Hy het hom net gelos. En LD, wel, hy het sy leer toegebind, sy punte ontvang, en later in standaard 5 besluit, hulle het niks verder om my te leer nie. En toe het hy geloop. Juffrou Ingrid Venter het die dossier toegemaak. En skielik, uit die bloute, flits ou dominee se woorde uit Prediker deur haar brein. Verder het ek onder die son gesien dat dit nie die vinniges is wat die wedloop wen nie. Nie die sterkstes is wat die geveg wen nie. Oom LD se wêreld is geskryf en voorgedra deur Laurens Joubert. 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.